Sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Goeiedag en baie welkom by Kruispad 24/7 se aanlyn erediens. Dis hier waar ons God se woord in vandag se woorde bring. Dis ons roeping om soms moeilike en onverstaanbare verstaanbaar te maak, verteerbaar te maak, sodat ons kan verstaan hoe ons die lewe daar buite moet gaan lewe binne die wil van God. Soos wat God wil hê, ons moet die lewe leef. Hoe kan ons leef soos 'n kind van God, as ons nie weet hoe ons moet leef nie? Hoe kan ons die reëls van die lewe toepas, as ons nie lekker weet wat die reëls is nie? En dis seker die rede hoekom jy nou hier is en wat jy wil verstaan, wat wil God hê, hoe wil God hê moet ons die lewe daar buite gaan lewe as kinders van God. Dis hierdie selfde God wat jou nou kom groet en vir jou sê, welkom hier, baie welkom hier. Hier is vir jou oorgenoeg genade, vrede en hope wysheid, kennis om die lewe daar buite te gaan lewe as 'n ware kind van God. Ons is besig met 'n reeks oor Dawid en God het self van Dawid gesê dat hy is 'n man na aan God se hart. Nou ons is hier met 'n paar weke wat ons nou al stil gestaan het by Dawid. Ons was by sy roeping waar God hom afgesonder het en geroep het as om die koning te wees. En ons het ook gesien waar Dawid se geloof so groot was, dat hy 'n groot 3 meter vyand kon verslaan met een klein klippie. Hy het vasgehou aan die wete dat God vir hom sal deurkom. En hy het nie vasgekyk in hierdie 3 meter grote reus vir hom nie. Watter groot geloof het hierdie gewone skaapwagter nie gehad nie. Maar so met die terugkom het ek laas keer ook gesê, daar uit Namibië uit het ek deur die pragtige Namakoland gery, en toe ek hy blomme sien en die velde sien, toe dink ek, maar ons moet praat ook, ons moet iets leer van die psalms ook. En in die eerste psalm waar ons gestop het, was daar aan die kant van Reinsdorp op 'n skaapplaas, waar ons die bekende Psalm 23 so stukkie vir stukkie deurgestap het. En ek wil jou aanraai, as jy dit nie gesien het nie, om dalk terug te blaai en dit te gaan kyk, want dit is so 'n liefdesverklaring van God aan ons. En ons kan eintlik nie daarsonder nie. Nou vandag gaan staan ons stil by Psalm 27, en dis 'n psalm, 'n lied, 'n brief, in vandag se woorde is dit dalk 'n e-mail of 'n WhatsApp boodskap wat Dawid aan die Vader kom skryf. Hy sit stil daar in die veld, dalk onder 'n bos, dalk langs 'n stuk see of by 'n waterstroom, en hy kom stort sy hart voor God uit. Hy wil vir God kom vertel wat God vir hom beteken. Hy stort sy verlange hier van sy hart uit. In 'n vurige gebed smeek hy dat God tog sy hart sal hoor. En hy sluit dan die psalm af met 'n wag. So hoekom lees ons hierdie psalm? Hoekom lees ek die psalm en hoekom grawe ek self in hierdie betekenis van hierdie psalm in? Omdat ek 'n hartsbegeerte het. Ek baklei hier met myself om regtig hier in hierdie woeste wêreld soos 'n kind van God te leef. Ek wil ook die titel hê, hy is 'n ware kind van na aan God se hart. En ek is eerlik as ek sê dat ek sukkel om so te lewe. Ek val en ek struikel
en dan beur en probeer ek om weer op te kom, en ek het hulp nodig. Ek het hulp nodig, en ek het die werk van die Heilige Gees hier binne in my nodig, en daarom wil ek Psalm 27 lees, want Dawid probeer om iemand te wees na aan God se hart. Nou as jy ook sukkel en loop en val soos ek, kom gerus saam met my deur hierdie kort reis van Psalm 27, sodat Dawid vir ons kan leer van reg leef soos 'n ware kind van God. Let net op dat hierdie Psalm van Dawid, soos ek eintlik nou net alreeds gewys het, uit 4 gedeeltes uit bestaan, en ons gaan by 3 van hulle stil staan. Nou eerstens is dit 'n belydenis waarin hy glo. Dan is dit 'n verlange om altyd by God te wees, daardie intieme verhouding wat 'n mens na smag, waarna mens soek om met God te wees. En dan bid hy vurig tot God, dat God hom tog nooit sal los nie, en moet luister en moet hoor wat hy sê. So kom ons raak rustig, en laat die Heilige Gees ons rustig maak, en mag hy ons ore en ons oë oopmaak vir die ontvangs van God se woord. Die Here help my deur my donkerste krisis. Sy hulp is soos 'n lig wat 'n mens in 'n pikdonker kamer aanskakel. Hy red my. Omdat hy my help, is daar niks waarvoor ek bang is nie. Die Here beskerm my. Waarvoor sal ek dan bang wees? As slegte mense my kwaad wil aandoen, ja, as mense wat niks van my hou nie, my wil seermaak, sal hulle sleg daarvan afkom. Hulle sal self tot 'n val kom. Al staan ek alleen teen 'n hele leer soldate, sal ek geen bang haar op my kop hê nie. Ook al trek 'n hele weermag teen my op en val my aan, sal ek steeds op die Here vertrou. Daar's een groot wens in my hart, en dit wil ek met my hele lewe najaag. Dat ek my hele lewe lank by die Here mag wees. Sy wonderlike nabyheid wil ek dag en nag beleef. Ek wil ervaar hoe goed hy vir my is. Ek wil weer en weer daaroor nadink wanneer ek hom aanbid. Die Here beskerm my die dag as slegte dinge op my afkom. Hy bewaar my teen gevaar. Hy help my uit moeilikheid. Hy laat my by hom wegkruip. Nou kan ek weer my kop optel. Die Here maak my 'n wenner. Daarom wil ek hom aanbid en vir hom dankie sê, deur liedere te sing saam met verskillende musiekinstrumente. Ek sal liedere sing om die Here te eer. Ek sal vir hom offers bring. Mense wat niks van my hou nie, sal kyk hoe ek my kop optel en die Here prys. Here, ek bid ernstig tot U. Ek roep na U. Wees goed vir my. Help my. Hoor my gebed
en antwoord my. Ek sê elke dag vir myself, jy moet die Here dien. Soek na sy teenwoordigheid. Daarom aanbid ek U, Here. Dawid begin met 'n geloofsverklaring, 'n belydenis. Hy kom sê in soveel woorde, wie is in beheer van sy lewe? Maar hy sê meer as net dit. Hy sê ook wat God vir hom doen. God is sy lig. God is die lig in sy lewe. God is die een wat die duisternis verdryf. Wat doen 'n mens wat doen as ons in die donker is? Ons ploeter rond. Ons stamp ons klein toontjies teen onsigbare dinge wat net daar opduik. Ons val oor goed wat ons nie sien nie. Ons beseer onsself wanneer ons dink ons kan loop hier in die donker waar ons nie kan sien nie. Dis lewensgevaarlik. Veral vir ons wat so bietjie naby aan die rand van die lewe leef. Dawid sê dat die lig hom help. In vers 1 sê hy, die Here help my deur my donkerste krisis. Sy hulp is soos 'n lig wat 'n mens in 'n pikdonker kamer aanskakel. Hy red my. Omdat hy my help, is daar niks waarvoor ek bang is nie. Die Here beskerm my. Waarvoor sal ek dan bang wees? Dis Johannes wat vir ons sê daar in die Nuwe Testament dat Jesus is die lig. Jesus is die lewe en wie in hom leef, leef in die lig. Ja, die meeste van ons erken dat Jesus is ons lig. Jesus skyn vir ons in die donker, maar die vraag is of hy jou lig is. Laat jy toe dat Jesus die lig op jou pad kom skyn. Maar eintlik vra die vraag soveel meer. Wanneer Jesus die lig kom aanskakel oor jou pad en die donker kom uitwys, daardie gekonkel in die donker, die vraag is, wat doen jy dan daarmee? Draai jy jou oë dan weg daarvan en los dit net so, of probeer jy daarvan wegstap, jou rug daarop draai, dit nie meer doen nie, die regte verligte pad wat Jesus vir ons wys, probeer ons dit stap. Hierdie is Dawid se geloofsbelydenis. Dit is baie eenvoudig. Hy sê, die Here is my lig. Hy is die een wat my pad verlig. Hy wys vir my hier in die donker wêreld, waar moet ek loop? En hy sê, ek loop agter Jesus aan. So kom ons bely saam met hom. Kom ons maak dit ook ons geloofsbelydenis. Die Here is my lig. Sê dit sommer hardop saam met my. Jesus is my lig. Jesus wys vir my die regte pad aan. En ek stap in hierdie lig. Daar waar hy vir my die kolle wys wat deel is van die duisternis, laat ek dit dan los en dit nie meer doen nie, want dit pas nie by mense wat in die lig loop nie. Laat dit met wortel en tak uitgeroei word. Dawid sê, omdat God sy lig is hy sy redder. God red vir Dawid van leeu's en van beere en van wilde diere. God red hom uit die hande van reëse. Hy word gered van die koning wat 'n spies na sy kant toe gooi. Van Filistyne en selfs van sy eie seun Absalom. God red vir Dawid van sy eie sondes. Wel, Dawid het 'n heel paar T-shirts wat hy kan wys van al die gevare wat hom wou oorrompel het. En dis hieruit wat sy geloofsbelydenis gebou word. 'n God wat by hom is in sy real life issues. Krisisse waar sy lewe erg in gevaar gestel is. Die lig het hom deur elkeen bygestaan en hom gered. Omdat God hom gered het, al soveel keer, sal hy nie bang wees nie.
Hoeveel keer het God ons nie ook al gered uit swaar tye nie? Hoeveel keer het hy ons nie al gekeer dat ons vermorsel word? Dawid sê dat al is daar mense wat hom kwaad wil aandoen, as hulle hom wil seermaak, dan sal hulle sleg tweede kom en God sal hom beskerm, want sy lig is sy redder en is daar om hom te beskerm. Maar hy gaan nog verder. In vers 3 sê hy, al sou 'n leer teen my laar opslaan, sal my hart nie bang wees nie. Al sou 'n oorlog teen my uitbreek, sal ek nogtans op God vertrou. Hoe sterk is hierdie band van Dawid met God nie? Met sy hele lewe hou hy aan God vas. Al sal daar 'n oorlog uitbreek, wat baie keer gebeur het hy nie bang geword nie. Nie omdat hy in sy eie mag geglo het nie, of sy eie weermag skills ingeglo het nie. Nee, omdat hy met alles in hom vasgehou het aan die lig en die redder waarin hy die heeltyd geglo het. So Dawid sê dat in die realiteit van die lewe waar slegte dinge gebeur, oorloë, aanvalle, selfs lewensgevaarlike situasies, sal hy bly glo in die lig en sal hy nie bang word nie. As jy in 'n gesondheidskrisis is, waar daar 'n skokkende diagnose is, in plaas van die vrees, sal jy bly vashou aan die hoop, aan die lig. God se lig en sy teenwoordigheid, daar vind 'n mens die vrede, selfs in sulke omstandighede. Dalk druk jou finansiële situasies jou so dat jou oë traan. Jy voel 'n leer, 'n weermag van rekeninge en skuld wat jou omsingel. Kies jy om God te vertrou dat hy jou sal voorsien deur hierdie storm? Dalk is daar verhoudings wat stikkend lê om jou. Jy gaan dalk deur 'n egskeiding of 'n ernstige konflik in jou familie. Jy voel emosioneel oorweldig. Maar jy moet vashou dat God jou sal beskerm en jou krag sal gee en vir jou in liefde sal toevou. Want hy is ook die lig daar. Dalk is daar geloofsaanvalle. Jy word uitgelag of selfs teëgestaan omdat jy jou geloof uitleef. Soos Dawid sê jy, ek hou vas aan die waarheid. Selfs al lyk dit of almal teen my is, teen my lig is. Dalk is jy in 'n lewensgevaar of drama. Jy ry was dalk in 'n ernstige ongeluk of jy het dalk 'n gewapende roof beleef. In daardie oomblikke moet ons uitroep na God, selfs al voel jy bang. Daar kan ons die sekerheid van dat God ons nie los nie ervaar en kan ons veilig wees in sy teenwoordigheid. Die realiteit om ons is dat daar gevare broei. Lewensgevare. Nou ek lees 'n storie die afgelope week van Alice Driver. Sy was 'n jong boeremeisie daar in Engeland, die dogter van 'n eenvoudige boer. En sy het daar gewerk op die plaas. Sy was nie in universiteit toe nie. Maar sy het 'n geloof gehad. Sy het 'n sterk geloof gehad in haar Jesus. Maar sy het met hierdie groot geloof van haar teenstand ervaar van die koning. Jy sien, sy het vir Jesus geken, sy het in die lig geleef. En toe sy aangeval word deur die hoë's bokant haar, die koningin Maria, hulle het vir haar ook genoem Bloody Mary, sy het teen die protestante opgestaan en Alice het geweier om haar Jesus, haar lig prys te gee. En by haar verhoor het die slimste doktors gesit en die priesters en hulle teen haar gestaan.
maar sy het hulle stil gemaak met haar eenvoudige, maar kragtige woorde. Ek is maar 'n boer se dogter, maar die Gees van God woon in my. Sy was nie bang om op te staan vir die lig in haar nie. Dit was op 4 November 1558 is Ellens lewendig verbrand. En mense vertel dat sy met blydskap na die brandstapel toe geloop het, danksy dat sy haar lewe kon aflê vir die lig. Sy kon haar lewe gee vir die een waarin sy glo, en dis Jesus. Sy het vers 3 het sy uitgeleef. Al sou 'n leer teen my laar opslaan, sal my hart nie bang wees nie. Al sou 'n oorlog teen my uitbreek, sal ek nogtans bly vertrou. En sy het dit tot op haar dood gemaak. Toe hierdie weermag van slim mense voor haar gesit het sy opgestaan en was sy nie bang nie, want sy het in die Here geglo. Sy het geglimlag. Sy was nie bang nie en het vrede gehad om te sterf. En dit is wat dit beteken om te erken, om te bely, om uit te skree en te sê, ek staan vir die lig in my lewe. Ek is van die lig. Ek glo in die lig en daarom sal ek nie bang wees nie. Maak nie saak watter weermag, of dit finansies of gesondheid of verhoudings of geloofsgevare is of selfs lewensbedreigende gevare is wat voor my kom opstaan nie. Ek bly vertrou op die lig. Die vraag is, hoe kry Dawid dit reg? En die tweede punt van hierdie psalm is dat hy verlang om die heeltyd by God te wees. In alles wat hy doen, in alles wat hy dink, in alles wat hy sê, wil hy sy hele lewe lank in God se teenwoordigheid wees. Dawid wil God hier in hom hê. Hy wil hom ervaar. Elke sekonde van die dag wil hy God se nabyheid hier in sy lewe ervaar. En daarom smag hy. Hy wil God se goedheid ervaar. Hy wil dit oordink en dan so lewe. Dawid smag, sê hy, na een ding. En dit is intimiteit met God. Daardie lig wat skyn in die donker, die hele dag, die hele nag. Hy wil dit hê in sy lewe die heeltyd. Soos wat 'n honger maag smag na ietsie om te eet, soos 'n groot dors smag na 'n paar druppels water, so smag Dawid om gevul te word deur die Heilige Gees. Al wanneer Dawid tot rus sal kom, sy honger gestil en sy dors geles sal word, is wanneer God sy intrek neem in hom. Dis alwaarna hy smag. Wanneer Dawid sê een ding, ek wil net hierdie een ding hê, dan verwys hy dat hy wil die Here hê in hom, en dit moet die fokus wees van sy lewe. In ons moderne lewe jaag ons soveel dinge rond, werk, geld, sukses, erkenning, maar Dawid wys, as jy net een ding moet kies God se teenwoordigheid. Wat beteken dit prakties? Dit beteken dat ons tyd op sy sal sit en in God se woord sal gaan lees. Dat ons sal bid, dat ons sal stil word. En dit nie as 'n plig omdat ek dit moet doen nie, maar as 'n grootste behoefte hier in my. Soos jy elke dag eet of asemhaal, so het jou siel God se teenwoordigheid nodig. Ons leer by Dawid dat ons ook moet raak sien die skoonheid om ons. Dis maklik om net op die negatiewe en die lelike dinge te fokus, op probleme, op onreg of teleurstellings of op whatever weermag voor my is. Ons moet fokus op God se skepping. Op die see wat hier agter my is. Hoe mooi is dit nie? Ons moet fokus op die berge, op die bome en die blommetjies. En weet, maar dit is ons God, die lig,
die Skepper God wat dit vir ons gemaak het. En is hier waar ons sy heiligheid, sy liefde, sy genade vir ons kan bewonder. Prakties beteken dit dat ons moet ons oë oopmaak oor wat ons alles ontvang in die lewe. 'n Nuwe dag, toe ons vanoggend opgestaan het, die genade, die vergifnis wat ons ontvang van bo af, die vrede wat ons ervaar van bo af. Hoe meer ons dit raak sien, hoe meer word ons hart gevul met dankbaarheid. Sien, Dawid sê ook, dat ons moet na God se huis gaan om te soek en te vra. En dis 'n aktiewe beweging. Jy moet jou vrae en jou laste doelbewus na God toe bring. Probleme by die gesin, by die werk, jou vrese, alles moet jy voor God kom sit, want dit is wat in hierdie intieme verhouding met God gebeur. Kom na die Vader, soos Abraham se dienaar gesê het, hy het gesê hy gaan niks eet, as hy nog nie sy saak by God kom stel nie. So word jou gebedslewe 'n plek van ontmoeting, waar jy wysheid en rigting ontvang. En jy leer om God se wil bo jou eie te kies. Daar's nog 'n derde gedeelte van Psalm 27, en dis 'n smeekgebed. En ek wonder of jy al so gebid het. Here, ek bid ernstig, ek smeek, luister tog na my, verhoor my gebede. Dis alles wat Dawid hier bid. Moenie maak of U my nie hoor nie. Moet my nie wegjaag nie. U het my tog in die verlede gejaag, hoekom nie nou nie? Moet my net nie wegstoot nie, Here. U is my God wat my red. Here, vat my hand en lei my op die regte pad, weg van die slaggate af. Pas my op, lei my. Dis hoe Dawid bid. En daarom wil ek jou nou uitnooi om saam met my te bid. En hierdie gebed ook jou gebed te maak. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here my God, ek kom na U met 'n hart vol van bekommernis en 'n mond vol smeekwoorde. Ek vra U ernstig, hoor my, luister na my, verhoor my gebed. Moenie my wegstoot van U nie. U het my al gered in die verlede. U het my al opgetel uit die donker tye uit. Laat my nie nou alleen staan nie. Wees my toevlug, Here. Laat my ervaar dat U nog steeds hoor wanneer ek U roep. Here, vat asseblief my hand en lei my uit die slaggate wat my pad voor lê. Waar die lewe ondraaglik word en drome versplinter, wees U die lig wat vir my wys waar ek moet loop. Beskerm my teen die oorgang van versoeking en aanslag van my vyande. Geef vir my wysheid om te sien waar die strikke lê en gee my krag om nie daarin te trap nie. Bou 'n muur van vrede rondom my, sodat vrees my nie oorweldig nie. En Here, as U met 'n moedige stem sou antwoord, moenie vrees nie, ek is by jou, ek is jou redding, bly by my, vertrou my, wag op my, laat dit my siel kalmeer. Help my om in U teenwoordigheid te rus, te glo dat U my nie los nie, en dat U seëvier bo my angs en bo my nood. Dat ek in geloof en gehoorsaamheid sal bly staan en ander met dieselfde vertroue kan aanspoor. Die Here is my lig en my heil, en ek sal nie bang wees nie. Amen. Hy wat in die skadu van die Allerhoogste sit, in die geheime plek,
sal vir God kan sê, U is my bergvesting, my toevlug, op wie ek vertrou. Want U sal my kom haal uit die diepste donker plekke waar ek omring word deur die doodsgevaar. Ja, U vlerke vou my toe onder die troue vleuels vind ek my skuiling. Die vere is my skuld, my bevryding en ek sal nie bang wees nie vir die onheil in die nag of verwoesting in die dag. Ek sal nie bang wees nie, al val 1000 aan my sy of 10,000 hier langs my. Kruip ek weg in die hoogtes by die hoogste, alles veilig in die hand, buite die bereik van die vyand en sy magte, omring deur engele aan elke kant. Want U laat my dra veilig oor alles wat verskeef, vergiftig, die vergrys elke aanval wat op my gerig is. Ek sal nie bang wees nie vir die onheil in die nag of verwoesting in die dag. Sal U my veilig in die hoogtes hou, en wanneer ek weer my pad verloor, sal U elke keer my noodkreet hoor. My verwoesting sal U elke keer keer, en vir altyd my met U redding eer. Ek sal nie bang wees nie vir die onheil in die nag of verwoesting in die dag. Ek sal nie bang wees nie, al val 1000 aan my sy of 10,000 hier langs my. Ek sal nie bang wees nie. Die laaste gedeelte van die Psalm van Dawid gaan oor wag. Hy sê daar in vers 14, wag op die Here, wees sterk en hou moed. Ja, wag op die Here. Nou dis volgende week se tema, en ek gaan nie nou daaroor iets sê nie, kom kyk volgende week oor wat Dawid vir ons sê oor wag. Maar ek wil jou los met soos die Engelsman sê, a call to action, iets prakties. Maak God se teenwoordigheid 'n daaglikse gewoonte. Kies 10 of 15 minute elke dag in die oggend of dalk in die aand, en dan waarin jy kan stil raak
en dalk 'n paar verse van Psalm 27 lees en net die 2 vrae vir jou vra. Here, hoe wil U hê moet ek vandag stap? En waar moet ek my oë vanaf wegdraai? Skryf 'n prakties neer. Weet of bel 'n vriend en vertel vir hom. Maak hierdie gewoonte deel van jou elke dag. Leer om in die donker die lig te kies. Wanneer vrees of skuld of 'n skuldgevoel jou wil oorweldig, sê hardop of skryf dit neer. Here, U is my lig. En as jy sukkel, bel 'n vriend of sê 'n teksvers op, sodat jy dit daarin kan begin glo. Oefen 1 keer 'n week, of elke nou en dan, maak jy net 'n tydjie op sy, waar jy kan rustig raak en vir jouself kan sê, ek vertrou op God. Hy is my lig. Dis in hierdie intieme verhouding met God, waar Jesus ons lig is. En dan sal ons nie bang wees nie. U sal my red omdat U weet hoeveel ek U lief het. Omdat ek in alles op U vertrou, sal U my veilig in die hoogtes hou. En wanneer ek weer my pad verloor, sal U elke keer my noodkreet hoor. My verwoesting sal U elke keer keer en vir altyd my met U redding eer. Ek sal nie bang wees nie vir die